Genade en vrede van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die werk van die Heilige Gees. Mag jy vanoggend so iets ervaar. Ek wil graag vra, en hy het my oog klaar enetjie gevang. As jy nie gaan omgee nie, wie is kontrakteurs hier rond? Steek asseblief op jou hand. As jy kontrakteurswerk doen van die een of ander aard. Enigiemand wat kontrakteurswerk doen. Ek moet nou net apologie aanteken, Mike is hier. Ek moet apologie aanteken voordat ek begin, sodat jy net mooi verstaan dat ek nie vanoggend tik op jou mic nie. Glad nie, dit is glad nie wat dit is nie. Maar ons tema vanoggend is jy 'n kontrakteur of is jy 'n argitek? Watter kant van dit? Is jy beide? Is jy 'n bietjie van beide of is jy net die een of net die ander een? Tannie Sari sit daar op haar stoepie. Sy sit daar en sy dink so 'n bietjie oor haar lewe. Sy vat 'n klipbord. En op hierdie klipbord begin sy skryf. Sy skryf wat het verkeerd geloop in haar lewe. Sy skryf wat het haar seer gemaak. Sy skryf ietsie wat ons nogal van hou om te doen. Wat kon ek anders gedoen het? Skryf sy daar neer. En sonder dat sy dit agterkom, word sy 'n kontrakteur van haar eie lewe. 'n Kontrakteur. Sy sit so met daai klipbord en sy skryf, hier is die krake in my lewe, hier is die probleme, hier is wat fout is in my lewe. En sy raak goed daarmee, sy raak regtig goed op 'n stadium daarmee. Die probleem is dat sy niks bou nie. Kontrakteurs het gewoonlik 'n to-do-lys, soos ek reg maak. Jy kry iets op site en dan sê hulle vir jou, jy moet hierdie ding bou, so dan het jy 'n lekker to-do-lysie. Johannes, jy kan ook hiermee vereenselwig. Jy kry 'n oproep en daar is ietsie wat gebars is. So jy weet watter parte jy moet miskien 'n non-return valve gaan koop of wat dit ook al mag wees. So jy het 'n to-do-lysie, jy bou goed. Jy bou goed. Maar jy bou dit aan die hand van dit wat op jou klipbord staan. En Tannie Sari sit en sy skryf al hierdie goed op haar klipbord neer en sonder dat sy dit weet, begin sy kontrakteursdenke ontwikkel. Sy het 'n lysie van alles wat verkeerd is, alles wat stikkend is, want dit is wat kontrakteurs doen. Johannes hulle weet, kontrakteurs bou en hulle maak reg. Herstelwerk is deel van hulle beroep. So hulle het hierdie lysie gevorm van wat verkeerd is. En nou moet ons dit onthou. 'n Kontrakteur bou en hy maak 'n lysie van dit wat verkeerd is. Dit is hoe dit baie keer dalk vir Mike lyk. Mike, ekskuus, jy's die enigste een, so jy's in die warm stoel vanmôre. En hier's 'n ou huis, as jy na die bo kyk, daar's 'n ou huis, die mure is gebak, die mure is gebars, die dak lek, die verf skil af. En 'n kontrakteur kom in en hy sê die volgende, hy sê ons moet dit regmaak, daai kraak, daai pyp, daai ceiling, daai konnies, daai goed moet ons regmaak. Dis daai muur. En is dit nodig? Ja, dis baie belangrik. Om herstelwerk te doen is ongelooflik belangrik vir jou in jou lewe en in jou lewensproses. Onthou ons gebruik hierdie kontrakteur en die argitek as 'n metafoor vir jou lewe. Dis belangrik om herstelwerk te doen. Baie keer kry ons met tyd krake. Daar's 'n klompie krake wat met tyd in jou lewe kom. Hulle was nie altyd daar nie. Maar as jy nou 'n bietjie ouer raak, en jy kry daai skete en daai kwale en jy begin skuins op van die bed af opstaan in die môre, dan besef jy, maar hier is 'n paar krakies. Dis goedjies wat nie altyd meer daar was nie. So dis nie goed wat ons herstel. Ook emosioneel is goed wat ons moet herstel. Goed wat dalk oor die jare met ons verkeerd geloop het. En dan is nodig. Dis nodig vir ons om dit te doen. En as ons na die prentjie kyk en ons sien daar, dan sal 'n kontrakteur sou ouder gewoonte nou sy klipbord vat. Hy sal sê, goed, kom ons kyk, daar's 'n hengse kraak in daai muur, so ons gaan heel moontlik daar 'n stuk moet afkap en ons gaan moet pleister. Die houtrame is bietjie vrot, ons gaan dit moet doen, daai dak is terrible, ons gaan nuwe sinke moet opsit. En so gaan 'n kontrakteur dan nou aan en hy maak 'n lysie. 'n lysie van wat verkeerd is.
'n lysie van alles wat verkeerd is. Dis wat Tannie Sari doen, sy maak 'n lysie van alles wat verkeerd is. Nou hier, wat sou 'n argitek doen? Wat sou 'n argitek doen? Enigiemand. Hier's 'n kontrakteur, en hy kyk nou na hierdie prentjie, en hy sien, jesie, alles is stikkend. En dan maak hy 'n lysie van alles wat bereg moet word. Wat sou 'n argitek doen? Wat sou 'n argitek doen? Dankie Johannes, hy sou hom heel moontlik afbreek en oorbou. Dit is wat, as 'n argitek na hierdie ding sal kyk en sê, nee, hier is niks te smeer aan hierdie ding nie, kom ons breek hom af en ons bou hom oor. Sien julle die groot verskil? 'n nuansverskil tussen 'n kontrakteur en 'n argitek. Die kontrakteur sal sê, pleistersand, sement, hout, al daai goed is nodig om hierdie ding reg. 'n Argitek sou heel moontlik sê, dit help nie, jy spandeer jou tyd om hierdie ding te fiks nie, kom ons breek hom af, ons bou 'n moderne, nuwe huis. Nuwe sement, nuwe stene, nuwe alles. En dis wat die gesprek dan verander. En dis die gesprek wat ons vanoggend het. Wanneer God kom en ons het ons klipbordlysies. En miskien sit jy hier vanoggend met 'n klipbord soos Tannie Sari, 'n lysie vol van goed wat verkeerd gegaan het, goed wat verkeerd is in jou lewe. En die Here wil dalk net vanoggend vir jou sê, wat daarvan as ek jou inspireer om 'n argitek te word? Om 'n nuwe prentjie te sien, iets nuuts te sien. Die gesprek verander van kontrakteur na argitek, na nie meer wat is fout nie, maar wat wil jy in jou lewe bou? Wat wil jy in jou lewe bou? Waar is dit waar jy nou is? Lyk jy dalk min of meer so iets? Voel jy dalk so iets? En dan wil die Here jou vanoggend uitnooi na, wat daarvan, as ons 'n bietjie afbreek, en ons bou iets nuuts wat anders te lyk. Ons kyk vanoggend na Lukas 24, na Jesus se kruisiging, die Emmausgangers. Ek weet nie wie van julle ken die Emmausgangers nie. Net nadat hy gekruisig is, hy het gesterwe, loop 2 van sy disippels, loop hulle na die dorpie Emmaus. Dis hoekom dit die teks, Lukas 24, gaan lees hom tog gerus, die hele gedeelte gaan net 'n stukkie voorhou vanoggend. Hulle loop, Jesus is dood, hy's gekruisig, hy's gesterwe, en hulle stap na Emmaus toe. Hulle is stikkend. Die Jesus wat hulle gedink het gaan hulle kom verlos, is oorlede, hy's dood. Ek gaan vir ons 'n kort stukkie lees hiervan, Lukas 24, vanaf vers 13. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat nou gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. So die Jesus, wat hulle nog nie eers weet, het opgestaan nie, kom stap saam met hulle. En dan sê die teks verder, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hulle het hierdie persoon gesien wat saam met hulle kom stap op pad Emmaus toe, maar hulle het nie 'n klou gehad dit is Jesus nie. Hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra vir hulle, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Wat chat julle so? Wat is dit wat julle nou met mekaar so bespreek? En met somber gesigte gaan staan hulle, en een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in die hele Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie? Is soos, hulle soos, waar was jy? Van wat se wêreld af kom jy, dat jy nie weet wat hier gebeur het in Jerusalem nie? Hulle is so of so 'n bietjie, jy's weird, hoe op dese aarde weet jy nie hiervan nie? Hy vra vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van die raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop
dat dit hy is wat Israel sou verlos. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sal kom verlos. Nou moet ons 'n gedagte hou, wat het die Jode gesoek? Waarvoor het hulle gesoek? Hulle het 'n verlosser sosio-polities gesoek. Iemand wat 'n army sou bou, die Romeinse regering kom verslaan en weer vir hulle Jerusalem teruggee. Hulle het so gehoop, hier staan dit mooi in hierdie teks, ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou kom verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag vandat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue ons uit ons kring ook ons nog kom ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het hom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het dat hy lewe. Net tot sover mag elkeen die woord van die Here ter harte neem en daarvolgens lewe. So hulle loop, hulle sien, hulle ervaar, hulle is down. Hulle is stikkend van dit wat nou net gebeur het. Onthou, in die begin van die teks sê een van hulle, so dis een van Jesus se naaste volgers, een wat naby hom geleef het. Hulle stap in hierdie pad op af Emmaus toe, Jesus verskyn aan hulle, hulle het nie 'n klou dat dit hy is nie. En hy vra vir hulle, wat se dinge? En hulle vertel vir hom. 2 disippels, Jesus is dood. Hulle wêreld lyk so. Dis hoe hulle wêreld lyk. Vers 16 sê vir ons iets ongelooflik, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hulle oë is verhinder om hom te herken. En hier is dit waar dit nou baie interessant raak. Nou hier is nie net 'n magiese oomblik van waar Jesus as 'n spook rondloop nie. Dis 'n teologiese storie oor hoe mense nie kan sien nie. Al loop hulle met nuwe lewe langs hulle. Jesus, die nuwe lewe, loop langs hulle, maar hulle sien nog steeds nie. Met ander woorde, hulle probleem is nie dat Jesus nie daar is nie, hulle probleem is dat hulle nog in die ou storie leef. Hulle is nog by die kruisiging, hulle is nog by die dood, en hulle besef nie, hier loop nuwe lewe reg langs hulle. Hulle is nog in kontrakteursdenke. Wat is fout, wat het verkeerd gegaan, dis waar hulle nog is. Sonder om te besef, maar die argitek loop langs hulle. Die argitek loop langs hulle. Jesus wat vra, waaroor praat julle? En hulle antwoord, alles wat gebeur het, Jesus, sy kruisiging, en ons het so gehoop, dat het hy was, hy is wat ons sou kom verlos. Luister, hoe praat hulle oor en oor kontrakteursstaal. Alles wat gebeur is, Jesus is gekruisig, ons het gehoop, en nou moet ons dit vanoggend hoor. Hulle lys die probleme, hulle herhaal die pyn, hulle fokus op wat verkeerd geloop het, hulle is besig om die krake te bestudeer. Hulle is kontrakteurs van hulle eie teleurstelling. En Jesus doen iets vreemd, hy sê nie, ag shame julle is reg, maar dis nou maar hoe dit is nie. Dis nie wat Jesus sê nie. Hy begin die storie herinterpreteer. Hy begin, en hy vat die skrif en hy wys, hierdie was nie die einde nie, hierdie was deel van die groter verhaal. Die Emmaus verhaal gaan oor hoe vroeë Christene begin het om 'n nuwe lens te ontwikkel om hulle werklikheid te verstaan. Nie oor hoe fix ons die ou wêreld nie, maar eerder, hoe sien ons 'n nuwe wêreld raak, wat reeds begin het. 'n Nuwe wêreld, wat reeds begin het. Jy sien anders, wanneer jy anders begin dink. Die oomblik wanneer jy soos 'n argitek begin dink, dan verander jou denke, en jy's bietjie anders as net 'n kontrakteur. En nou sê ek nie vanoggend dat die een is belangriker as die ander nie. Maar ek sê nou nie vanoggend dat 'n argitek is belangriker as jy wat die stene gaan lê nie. Die argitek kan teken so mooi soos wat hy wil, as jy nie daar is om te bou nie, dan help die tekeninge absoluut niks. So beide is belangrik. Die probleem waarmee ons sit is dat ons gereeld vasgevang word in kontrakteursdenke. 'n Lysie van wat is fout in my lewe, wat het verkeerd gegaan, wat herstel moet word, waar God ons vanoggend uitnooi om argitek te wees. Jy kan jou hele lewe spandeer om jou verlede te ontleed, jou foute te probeer verstaan, ander mense te blameer. Ons is baie goed daarmee. En daar is plek daarvoor. Daar is.
Maar as dit al is wat jy doen, dan bly jy 'n kontrakteur. Dan bly jy 'n kontrakteur van 'n gebou wat nie meer jou huis is nie. Wat doen 'n argitek anders? Wat doen 'n argitek anders as 'n kontrakteur? Hy vra nie wat is fout nie. Hy vra wat moet hier gebeur? Hy vra watter tipe lewe wil ek hê? Watter verhoudings hoort hier? Hoe moet hierdie plek voel? Jy begin die toekoms ontwerp in plaas van die verlede te herstel. Hier is die klemverskywing. 'n Kontrakteur fokus op die foute, 'n argitek vra wat moet hier gebeur? En nou is dit wat die Here vanoggend van jou vra. Wat is dit wat nou in jou lewe moet gebeur? Wie is die mense wat jy toelaat in jou spasie, wat maak dat jy nog 'n kontrakteur is? Die mense wat jou verhinder om die huis te sloop en om dalk oor te bou. Wat is die verhoudings wat jy toelaat? Wie is die mense wat jy in jou spasie toelaat? Is hulle mense wat jou as kontrakteur aanhits, of is dit mense wat jou as argitek aanhits? Wie is die mense in jou lewe wat jou verhoudings bou? Wat is die tipe lewe wat jy wil hê? Wil jy die heeltyd net pleisterwerk doen? Wil jy die heeltyd net agter in jou garage ingaan en vensterrame bou? En teen die tyd wanneer jy die vensterrame ingesit het en al die ander herstelwerk gedoen is, dan sal klaar weer 'n kraak en een of ander muur. Dan begin jy weer van voor af met die een of ander herstelwerk. Ons gebou en ons kerk het baie daarvan nodig. Ongelooflike klomp herstelwerk in ons gebou nodig. Maar watter tipe lewe wil jy hê? Hoe moet jou lewe voel? En nou is ons nie bewus van die feit dat ons gereeld die klipbord vat en 'n klomp lysies maak van die goed wat verkeerd is nie. Ons raak nie bewus daarvan dat ons in 'n kontrakteursmentaliteit vasgevang word nie. En daarom is dit belangrik om partykeer heeltemal oor te begin. Net die huis te sloop en te sê, maar nou gaan ek saam met God, die groot argitek, sit en 'n nuwe lewe bou. Miskien sit jy hierso en jy is op 'n plek waar jy nie weet watter kant toe nie. Jy weet nie, is hierdie besigheid vir my, moet ek dalk 'n verandering maak? Watse verskille en veranderings moet ek maak? Ek dink byvoorbeeld praktiese goed soos die dieselprys. Wat is die skuwe wat ek moet maak? En dit is argiteksmentaliteit. Om nie te dink. Dit is hoe argitek dink. Ons moet begin om ons toekoms te ontwerp in plaas van die heeltyd net ons verlede te herstel. Dis nodig om jou verlede te herstel. Maar ons kan nie daar vashak nie. Ons moet 'n argiteksmentaliteit hê wat begin ontwerp. Hoe lyk my toekoms? Hoe lyk my lewe oor 2 jaar? Wie laat ek toe? Wat is die drome wat ek het? Waarna werk ek? Wat is die goed waarna ek kan uitsien? Miskien sit jy hier en jy's baie naby aan aftrede. En dink jy daai lekker vakansies by die see of hoe dit ook al gaan wees 'n nuwe lewe vir jou. Hier kom die wetenskaplike kant. Die navorsing wys dat as jy jou beste moontlike toekoms kan voorstel, as jy begin droom oor hoe jou toekoms moet lyk en jy begin ontwerp, wat gebeur met jou hart? As jy begin visualiseer en jy sien hierdie nuwe toekoms en jy's besig om te ontwerp, wat gebeur? 'n Kontrakteur met 'n lysie van to-do lists se skouers hang. Hier's 'n klomp probleme. Iemand wat begin droom soos 'n argitek ontwerp, begin opgewonde raak. En saam met die opgewondenheid, wat gebeur dan? 'n Klomp dankbaarheid. 'n Klomp dankbaarheid daarvoor. En wanneer jou brein hierdie dankbaarheid begin ervaar, dan begin jou aandag verbreek. Dan begin jy meer sien wat is die moontlikhede en hoe jy altyd net so tunnelvisie gehad het oor 'n klompie goed. Die oomblik wanneer jy begin droom en die dankbaarheid ervaar en sien, maar
hier is baie groot moontlikhede vir my, as wat ek altyd ooit kon droom. Positiewe emosies verbreed jou wêreld en jou visie. Waar vrees sê oorleef, sê dankbaarheid, kyk, daar is meer moontlikhede. Nou, as jy nou vir 'n oomblik dink, ek probeer nou vir jou vanoggend sê, dink net positief en alles gaan oukei wees, dis nie wat ek vir jou sê. Jy kan nie net positief dink en alles gaan uitwerk en alles is nou oukei nie, nee. Maar jy kan mooi visualiseer, jy kan dankbaar voel en steeds niks doen nie. Jy kan hierdie mooi drome hê, die argitek wees en al hierdie mooi prentjies teken en niks daaromtrent doen nie. Dan bly dit 'n skets op 'n lesenaar. Dan bly jou drome net in jou kop. Ek sê vir die kinders by die skool altyd, a dream without a plan is simply wishful thinking. A dream without a plan is simply wishful thinking. 'n Droom sonder 'n plan, sonder 'n tekening, is wensdenke. Jy kan mooi visualiseer en niks doen nie. Wat jy oor in jou kop inoefen, begin naderhand jou daaglikse keuses vorm. Dis wat ek probeer sê. Hoe meer jy positiewe dinge droom en die argitek van jou lewe is saam met God en saam met Jesus, hoe meer begin jy die goeie goed raak sien, hoe meer beïnvloed dit jou daaglikse keuses. Dis die bottom line. Die oomblik wanneer jy argitek word, begin jy beter keuses maak. Jy begin keuses maak wat in lyn is met dit waarheen jy besig is om te beweeg. Dit waartoe jy wil beweeg. 'n Kontrakteursdenke bly stak in to-do-lysies. 'n Argitek wat ontwerp, sien 'n nuwe toekoms, sien die moontlikhede, begin dankbaarheid voel en weet wat is die regte keuses om te maak vir hierdie toekoms om uit te speel. Dis die dankbaarheid. Dis die dankbaarheid wat dit dryf. Maar jy kan nie dankbaarheid ervaar as jy nog nie die groter prentjie visualiseer nie. As jy nog nie sien wat is die moontlikhede wat God saam met jou wil bou nie. Jy kan nog nie. 'n Man spandeer 20 jaar om sy huis te herstel. 20 jaar. Elke jaar nuwe verf, nuwe pype, nuwe pleisterwerk en eendag sê iemand vir hom, jy het baie goed geraak om iets te herstel wat nooit bedoel was om permanent te wees nie. Jy het baie goed geraak om herstelwerk te doen aan iets wat nooit bedoel was om permanent te wees nie. En toe die vraag, wat as jy nie 'n herstelprojek is nie, maar 'n nuwe ontwerp? Wat as jy nie 'n herstelprojek is nie, maar 'n nuwe ontwerp? Twee Korintiërs 5 vers 17. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Nie 'n gepleisterde weergawe van die verlede nie. 'n Nuwe skepping. As jy in Christus jouself, jou fondasie vashou en vasmaak, is jy 'n nuwe skepping en nie 'n gepleisterde weergawe van jou ou self nie. Die nuwe lewe het aangebreek. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping, nie 'n beter weergawe nie, nie 'n opgegradeerde kontrakteursprojek nie, maar 'n nuwe skepping en dit is argitekstaal. Hoe? Nou, klomp oulike goedjies gesê en dis belangrik dat ons sal weet dat kontrakteurswerk en argitekswerk nodig is in ons lewens. Die vraag is, hoe doen ek dit prakties? Ja, ek moet begin droom, ek moet visualiseer, wat is die droom wat ek wil hê, wat is die toekoms en wat hoor daar binne, wat moet uit, wat moet in en wat moet uit, wat moet ek verwyder, wat moet ek bykry, wat is die keuses wat ek moet maak om hierdie toekoms te bou?
Maar nou raak ons 'n bietjie prakties. Hoe doen ek dit? Een keuse per dag. Een klein keuse per dag is waar ons begin. Een klein keuse per dag. Ek gebruik 'n baie dom voorbeeld, iets wat ek nie sal regkry nie, is om, as jy gesonder wil leef, om koffie te drink sonder suiker. Ek weet, jy 'n klomp mense wat hier sit, wat koffie drink sonder suiker. Bitterige mense. Maar as jy aan jou gesondheid wil bou, Rian, as jy aan jou gesondheid wil bou, dan moet jy dink aan die hoeveelheid suiker wat jy in jou koffie gooi. Ons moet kyk na die tipe van goed. So, om argitekslewe te hê, beteken om die klein keuses elke dag te maak. Elke dag 'n nuwe klein keuse. 'n Keuse wat by my nuwe lewe gaan pas. Die iemand wat in Christus is, wat 'n nuwe skepping is. Die Emmaus disippels het eers nie gesien nie. Nie omdat Jesus weg was nie, maar omdat hulle nog vasgevang was in die storie van verlies. Hulle was nog vasgevang in kontrakteursdenke. En die oomblik toe hulle storie verander, het hulle sig verander. Die oomblik toe Jesus aan hulle verskyn later aan die tafel, toe het hulle sig verander. Hulle het nie begin sien. Hulle het anders begin sien. Hulle het anders begin dink. Dis die uitnodiging wat die Here vir ons vanoggend het. Dis belangrik. Dis nodig dat jy soms die klipbord vat en kyk, wat is fout in my lewe? En 'n lysie daarvan maak. Dis belangrik. Dis wat Mike ons leer. 'n Kontrakteur maak so. Jy kan niks daarsonder doen nie. Maar die Here nooi elkeen van ons vanoggend uit om 'n argitek van ons lewe te word. Om te sê, maar kom ek vat hierdie klipbord en ek haal die to-do lysie af en ek sit 'n skoon stuk papier op hierdie klipbord en ek begin teken. Ek begin ontwerp. Ek begin visualiseer. Ek begin sien wat nodig is vir 'n splinternuwe lewe in Christus. Ek sluit af met hierdie woorde. Hou op om die krake van jou lewe te bestudeer asof dit jou identiteit bepaal. Jy's nie die kontrakteur van jou verlede nie, jy's die argitek van wat volgende kom. En dalk loop die nuwe lewe al lankal langs jou. En wag net dat jy dit begin raak sien. Dalk loop die Here Jesus Christus soos met hierdie Emmausgangers lankal in jou lewe langs jou. Met nuwe planne, met 'n nuwe ontwerp. En hy vra net, sien my raak. Sien my raak elke dag. Kom ons ontwerp saam. Kom ons bou saam. Amen. Kom ons dank die Here.